Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir vanoggend se krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Met Cornelissen. Christel, voordat ons praat oor die koerante, jou gunsteling sjokolade. Peppermint crisp. Sjoe, daar was vinnig Julle vra gewees. my baie keer vra wat ek nie antwoord ken nie, maar ek ken daai een. Het jy al peppermint crisp probeer sjokolade, koffie deur peppermint crisp probeer suig? Ag nee man. Piet. Koffie of melk? Ag nee, ons is nie komma nie. Jy byt hom oop, een kant, byt hom oop aan die ander kant en dan suig jy dit deur daai goedjies. Waarom sê jy nou jou sjokolade so bevark? Okay, goed. Ag, niks meer. Nee, ek is nog geafronteer. Julle, dit was 'n donker dag. Peppermint crisp het mos in die Ja. amper in die industrial size gekom. Ja. Ja, En dit maak toe het hulle hom hom in kleiner. daai sample verander. Ek ja, Dit was 'n moeilike dag. julle, as iemand nou vir Christel wil help, maak net asseblief ordentlike peppermint crisp size. Kom ons praat oor ja, laas jaar het ons gehoor omtrent presies 'n jaar terug van die uitlatings oor die polisie en hier is ons nou. Hier is ons weer 1 jaar later. In hierdie geval het daar minstens iets gebeur. So maandag presies 'n jaar gelede was die opspraakwekkende media-konferensie van Slanslam Kwanazi, KwaZulu-Natal se polisiehoof. Julle onthou hy daar in sy camo's opgedaag, omring deur ander gewapende manne. Dit was nogal 'n vreemde gesig geweest. Daar was baie vrae daaroor, dit het bietjie aan 'n staatsgreep herinner. En in hierdie geval moet ek vir julle sê 'n jaar later voel dit vir my asof sy waagstuk darm tot iets gelei het. Ja. Miskien as hy vandag terugkyk dan dink hy ook dalk het hy ook daai dag gedink doen ek die regte ding. Hy het moontlik want daar het hy gesit. Jy weet teen groot persoonlike koste vir homself. Intussen het ons die Madlanga kommissie gekry. Daar sprake dat die kommissie se werk verleng gaan word. Daar was ongelooflike beweringe, inligting oor die verrotting in die polisie. Ons het gister met polisiekenners gepraat. Een van hulle het gesê selfs hy het nie die omvang van die probleme besef nie. Mense het geweet daar's enorme probleme, korrupsie. Mense sien dit so kol. En hierdie het net gewys hoe dit van bo tot onder deursypel. Ek dink ook wat dit vir jou moet wys is ongelooflik. Dit moet ongelooflik moeilik wees vir gewone eerlike polisiebeamptes wat polisiebeamptes. elke dag mense dien teen groot koste vir hulle self, teen groot koste vir hulle gesinne. Want jy's nie op jou eie polisiebeampte nie. Jou hele gesin is saam met jou in hierdie ding. En mense is dood intussen. Jy weet ons weet van die getuies wat verskyn het. So dis nou 'n jaar later, so onder andere was daar nou, ek wil nie sê tong in die kies nie, maar amper so 'n bietjie om 6 Julie half informeel na Kwanazi te verwys. Nou ja, mense het nie 'n probleem daarmee. Baie ander fluitjieblasers het 'n baie hoër prys betaal as hy's nog in sy pos, jy weet hy's amper nog, ek wil sê veilig. Hy kyk waarskynlik oor sy skouer elke liewe dag van sy lewe. En ons het nou verwys na die feit dat hy daar opgedaag het met vuurwapens en taktiese personeel en dies meer. En almal het gesê, dis bietjie oordoen. Maar as jy nou terugkyk in retrospek, die mense wat uitgepraat het en getuienis gelewer het, hoeveel van hulle afgemaai is, en dan dink jy as hy die oorspronklike fluitjieblaser is, was dit vir hom dan dalk nodig om daai perskonferensie met soveel mag en intimidasie te doen om die skelms te laat verstaan dat jy nie my moet probeer uithaal nie. Ek dink jy is heeltemal reg as mens terugkyk, is dit amper 'n berekende stap gewees, is so 'n bietjie van try my. Ja. Of moenie. En wat ek dink goed is, jy kan nou sê het hy dit op die regte manier gedoen, het hy dit op die verkeerde manier gedoen, hy het dit gedoen en dis nou een van daai dinge. En daar was gevolge. Gevolge vir wie nou tot dusver. Minstens weet ons nou wat aangaan. Die boere praat altyd van as jy om te meet is om te weet. Weet ons kan niks hier aan doen as ons nie weet presies hoe diep hierdie probleme strek nie. En ek dink dis die goeie ding van Kwanazi dag dan nou, is sodat ons minstens weet wat aangaan en iets daaraan kan begin doen. Ons kan nie ons oë sluit vir wat om ons aangaan nie. Nie in belang van Suid-Afrika nie en nie in belang van die eerlike polisiebeamptes wat tussen hierdie klomp skelms elke dag hulle werk probeer doen nie. Absoluut. Ek dink ons is aan hulle verskuldig ook. Absoluut. Ja. Ons moet 'n bietjie praat oor Weskoppies wat uiteindelik na 11 maande 'n bed beskikbaar het vir Louw Liebenberg. Ja, as jy dit so sê nee, na 11 maande 1 bed beskikbaar. Nou Louw Liebenberg is dan nou nie die enigste een wat 'n bed soek Waarskynlik nee.
maar daar is 'n lang waglys. Dit is 'n ander probleem. Ek dink 'n mens moet net hier nie vergeet, hy is nog verhoor afwagtend. So ons gaan nou met 11 maande wat hy wag vir 'n bed in Weskoppies en hy is eintlik net een voorbeeld in 'n groter strafregstelsel. So die hof kan net na sekere psigiatriese hospitale verwys. Weskoppies is by ons is een van hulle. So hy wag nou al 11 maande vir 'n bed, hy moet vir 30 dae vir waarneming gestuur word. Hy moet op 15 Julie moet die ondersoekbeampte hom so een toeneem. Hy is al vir 18 maande ook in die Gossie Mampuru tronk in Seemax. 18 maande sê hulle is die maksimum wat jy so aangehou mag word. Ja. Nou moet ek vir julle sê hy is al 18 maande word hy nou so aangehou. Ek moet vir julle sê ek kan eerlik nie eens onthou waar ek 18 maande gelede was nie. Nou ons almal weet die wiele van geregtigheid draai baie stadig. Getuies verdwyn of hulle kry koue voete of papiere raak weg en spore word doodgevee. Hierdie gaan nou al jare aan. Of dit uiteindelik tot 'n sinvolle einde gaan kom, weet daar het 'n mens vra. Ek kom terug by die wiele draai baie stadig. Jene, julle mense moet daarom kyk of jy dit bietjie vinniger kan laat draai. Kyk, howe werk stadig. Ons het 'n ongelooflik, ons het 'n misdaadprobleem in die eerste plek wat oorspoel na die howe toe. So die twee kan nie in afsondering gesien word nie, maar ek moet vir julle sê, in ons nuuskantoor wil jy baie daar jou hare uit jou kop uittrek. Hofsaake, spesifieke hofsaake wat ons volgende dag gee op, dan word iemand nie betyds hof toe gebring nie. Of 'n regter se datum is verkeerd opgeskryf. Of iemand het sy regspan laat gaan en dan staan die saak af. Dit sloer ongelooflik. Dit is 'n regtig geweldige proses om deur te gaan. Dit is amper hoekom mense kan sê mense meld kleiner goed nie eers mee aan nie, want om deur 'n hofproses te gaan met ek vir julle sê is 'n absolute nagmerrie. Ek weet baie daar nie hoe kry ons enige saak afgehandel nie. En steeds soos wat ons sê van die polismanne is daar elke dag mense wat opdaag na die beste van hulle vermoë hulle werk doen. En dit is wat ons land aan die gange. Nou ja, Louis Liebenberg, hy gaan dit dan nou volgende week aanmeld, 30 dae. Hopelik kan hierdie saak dan nou 'n wending neem en begin rigting kry. Ek sien ook hierso netwerk sê, want tevore was die hof redelik baie vol geweest, mense met amper beklei vir 'n plekjie om te sit. En sy ondersteuners het nou ook baie minder geword. Een van sy werkers het vir hom 'n kos gebring in 'n sakkie en verder was hy maar op sy eie daar. Skuldig of onskuldig, dit moet nou gebeur. Ja, absoluut. Kristal, dan word die weermag nog nou verder deploy, so om Engels te gebruik. Ja. Ja, dit is my interessante wending. President Ramaphosa het hierdie hy moet sê of die weermag ontplooi kan word. Jy weet hy is die opperbevelvoerder en hy het dit op 30 Junie het hy hierdie kom ons noem dit 'n direktief onderteken dat hulle ontplooi kan word. Was dit nie die dag wat hulle alreeds op die voet moes gewees het nie? Op die voet moes hulle gewees het. Ja. So wat van hierdie teen-immigrasie groepe sê is hulle sal elke donderdag betoog tot hierdie probleem opgelos is. Ek dink dit is belangrik om van kennis te neem hier die ontplooiing van die weermag tussen ons is omdat hulle het 'n ander doel as die polisie en hulle het ander opleiding as die polisie. Jy weet hulle skiet om raak te skiet. Hulle skiet om raak te skiet. Hulle is onderstel om teen 'n eksterne vyand te veg. Jy weet in ons hier binne is nie 'n eksterne vyand. Jy weet hulle hanteer skares byvoorbeeld, moet hulle anders hanteer as die polisie. Dit kom weer eens teen 'n baie groot koste. Ek dink 30 Junie het dit bietjie rustig gekom en gegaan. Hierdie mense is nou ontplooi. Ek dink mense moet dit fyn dophou. Die vorige ontplooiing was dit in COVID van die weermag het baie sleg vir baie mense geëindig en ek dink dit is hoekom dit met 'n valkoog dopgehou word. Uit die aard van die saak sê die weermag lesse geleer het uit hulle vorige ontplooiing. En sien was hulle nou al in die gangster areas ook ontplooi. Ja. Ja. So mense weet nie of hulle dalk 'n magsvermenigvuldiger gaan wees in daai opsig nie. Ek weet nie, dit voel vir my so klein bietjie soos mosterd na die mal. Ek is bekommerd oor hoe baie ons die weermag moet ontplooi. En hoekom? Dit spreek my aan 'n groter probleem in Suid-Afrika waar wie moes daai gat gevul het? Ja, en hoekom het ons soveel probleme en hoekom word die probleme nie vroeër aangespreek nie? Hoekom wil ek sê tackle ons dit nie aansienlik vroeër nie want ons weermag voel vir my elke tweede dag hoor ons die weermag moet iewers ontplooi word.
Ja, ek dink is goed om hulle in te span. Jy weet, ons is nie in 'n oorlog gewikkel iewers nie, maar mens moet baie mooi kyk na hoe jy hulle gebruik. Ja, Weet, hulle en- kan in 'n ondersteunende basis daar wees, maar hulle is nie polisiemanne nie. Nee. En hulle mense het wonder moes hulle nie dalk al by die grensdrade gewees het voor hierdie kwessie begin het nie. Daar waar eens 'n grensstraat was. Ja, mens Ja, daar. wonder. Sure. Christel, nou so gepraat van immigrante wat terug is, daar's duisende Zimbabweërs terug na die land toe. Ja, dis mense kan amper die woord selfdeportasie gebruik. So mense het op hulle busse geklim, hulle het hulle goed gevat en hulle het die land verlaat. Zimbabwe, omtrent hier teen die naweek het Zimbabwe gesê hulle staan op amper 59,000 mense wat teruggekeer het uit Suid-Afrika. Nou hierdie kan nou enige kant toe gaan. Dit hang nou af waar jy staan of hoe jy daarna kyk. So hierdie mense het geselfdeporteer. Hulle het gesê, "Goed, ons gaan liewer terug huis toe." Vir almal was dit nou nie ewe, mense kan nou sê dit was vrywillig geweest. Maar jy weet, was dit of was dit vrees? Intimidasie. Ja. Nietemin, hulle is nou terug. Nou ek sien van die Zimbabweërs sê hulle is soos diere uit die land geskop en Suid-Afrika doen homself onreg aan en dat hulle 'n groot deel het amper die ruggraat van die ekonomie gevorm. Ja, miskien. Ek weet daar's mense wat sê Zimbabweërs buitelanders werk dikwels baie harder as Suid-Afrikaners. In Suid-Afrika het ons die hele minimumloonstelsel. Ons gaan liewer met jy kry R0 as wat ek jou enige iets gee, terwyl baie buitelanders sê ek vat enige iets eerder as wat ek niks het nie. So hierdie mense het nou die land verlaat. Nou sien ek een van hulle sê binnekort gaan Suid-Afrikaners moontlik in Zimbabwe aankom en daar kom aanklop om hulp. Mens weet nooit wat in die toekoms gebeur nie. Ek hoop nie dit is ooit die geval nie. Ek sien dis 'n politieke ontleender wat sê Zimbabweërs moenie Suid-Afrikaners die skuld gee omdat hulle uit die land geskop het nie. Zimbabweërs moet hulle regering die land hulle regering die skuld gee omdat daar nie vir hulle werksgeleenthede is nie, omdat hulle ekonomie in duie gestort het. Ek sien sy verwys onder meer na die grondhervormingsprogram in die 2000s wat plase weggeneem is, duisende plaaswerkers het presies die spit afgebyt as enige ander grondeienaar wat onteien is. Die vervaardigingsbedryf het in duie gestort. Mense het gevlug want hulle moes elders gaan werk om aan die lewe te bly. En uiteindelik dink ek is dit ook 'n waarskuwing Suid-Afrika. Ons moenie die Zimbabweërs die skuld gee vir ons probleme nie. Ons moet ons regering die skuld gee vir ons probleme. Ons kan hier vir mekaar kwaad wees, maar mekaar is nie die probleem nie. Ons regering en die feit dat ons ekonomie nie met meer as 1% groei nie. En die redes daarvoor. Dis Zimbabwe se probleem. Dit is waar ons die oorsaak moet gaan soek. Ja. Dit help nie ons gaan soek dit by Zimbabweërs of Malawiërs of Ghanese nie. Ons kan sommer net hier by ons eie regering begin. Absoluut. September laas jaar het Nathi Ntetwa, die ambassadeur in Frankryk, geheimsinnig en tragies sy van die dood ontkom toe hy by die venster van 'n hotel uitgeval het. Maar nou het ons uiteindelik 'n nuwe ambassadeur in Frankryk. Ons het Ayanda Dlodlo is die aangewese ambassadeur vir Frankryk. Dis 'n belangrike pos. Frankryk is een van ek sien hulle sê dis die grootste land vir direkte buitelandse belegging. Ek kan nou nie heeltemal uit my kop onthou nie. So dit is 'n belangrike bondgenoot, ook ekonomies. Duisende Suid-Afrikaners reis daarheen. Nie sonder omstredenheid nie. Ambassadeursposte word dikwels gebruik ook om iemand dikwels om hulle bietjie te laat afkoel as jy 'n bietjie ergens Uit die sirkel uit te kry. Ja. Ek moet vir julle sê ek kan nie dink dat Frankryk 'n onsmaaklike plek kan wees. Dis 'n lekker sirkel. Jenne. Dit kan nie sleg wees nie. Dit het nou nie goed vir Nathi Ntetwa geëindig nie, maar hopelik doen Dlodlo beter. Nou met die Julie onluste van 2021 was sy staatsveiligheid geweest en sy sê, weet sy die skuld gekry vir goed waaroor sy nie beheer gehad het nie. Sy is die sondebok gemaak vir gebreke in intelligensie. En ek het al hier gesit en gesê daar was gebreke in ons intelligensiestelsel. Ons moes geweet het hierdie goed gaan gebeur. Dit is hoekom jy 'n intelligensiestelsel het. En toe sy na die Wêreldbank toe en nou is sy terug as ons ambassadeur
Meneer Ramaphosa is ook op pad Frankryk toe as ek reg is. Ja. Absoluut. Ja. Ja, ek weet nie, daar's te veel aanstellings. Ons gaan nou na nog een kyk waar daar vrae is oor wat in die verlede met mense gebeur het en dat jy amper beloon word vir slegte gedrag. Ja, verseker. Daarby gaan ek volstaan. Ja, okay. Kom ons praat dan maar oor Dina Poole. Kom ons praat oor Dina Poole. Ja, sy is nou ons nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling. Nou Dina Poole kom ook met 'n geskiedenis, ongelukkig. Maatskaplike ontwikkeling het ook 'n slegte geskiedenis. So dit is haar voorgangers nie 'n goeie voorbeeld gestel nie. Dina Poole het nie 'n voorbeeld gestel nie. Nou moet mense onthou, jy kan aan die een kant sê goed, Fikile Mbalula sê sy het 'n fout gemaak, sy het geboet, sy's jammer. Mense het haar vergewe. Sy gaan nie hierdie tweede kans ligtelik opneem nie. En aan die ander kant kan jy sê mense se gedrag in die verlede is 'n baie goeie aanduiding van jou gedrag in die toekoms. So as jy een keer hierdie kom ons sê foutjie begaan het, wat gaan jou keer om dit in die toekoms te herhaal? Maatskaplike ontwikkeling is 'n ongelooflike belangrike portefeulje. Dit met die kwesbaarste van kwesbare Suid-Afrikaners ondersteun. En van tevore is dit gebruik deur magtige ANC vroue liga lede. Dis gebruik om hulle gelukkig te hou. Die ANC vroue liga is geweldig invloedryk en as jy iemand uit daai geleedere hier kry, dis 'n portefeulje met 'n enorme begroting. Ek dink nie die DA is verkeerd as hy sê ons wil kyk hoe sy nou lewe sodat ons oor 6 maande kan kyk of oor 2 jaar kan kyk wat hier aan die gang is nie. Ongelukkig is sy verantwoordelik vir haar eie geskiedenis. Hier is nie ons wat lelik is met iemand nie. Dit het gebeur. Dit haar geskiedenis, sy het as onder oud-president Jacob Zuma het sy gedien as minister van kommunikasie. En sy is verwyder. Want die etiekkomitee het gesê sy het nie vir hulle vertel dat sy 'n verhouding met die sakeman Posana Nkabisa het nie. En hy het miljoene se voordeel daaruit getrek in sy besigheid. So dit is haar geskiedenis. Die parlement het haar uit haar posisie uitgehaal. Ek dink net wanneer Jacob Zuma sê nee, jy moenie dink jy moet dalk nie. Ek is heeltemal vir kom ons vergewe mense en kyk vir 'n tweede kans, maar dalk nie weer in die staatsdiens nie. Ek dink dalk nie weer in die staatsdiens nie en dalk nie met so 'n groot begroting nie. Nee, ek jammer, verstaan as jy met soveel onreëlmatighede verwyder is en verbind word met tenderprosesse en ons weet hoe ons land gebuk gaan onder korrupsie en tenderbedrog, voel ek hierdie is dan 'n bietjie van 'n klap in die gesig van Suid-Afrikaners wat sukkel en jy meneer die president wat so erg uitgesproke is, jy is die president teen korrupsie en ek sien daarmee maar ek sê net daar's te veel verbintenisse vir my om dan hierdie aanstelling te maak om te gaan ja, ons gee iemand 'n tweede kans. Ek doen dit by die staatsdiens waar dit nie my belastingbetaler geld raak nie. Ek sê met jou saam, as jy ernstig is daaroor om korrupsie en oneties, ek gaan nie net sê oneties, oneerlik. In die staatsdiens behoort daar nie 'n verskil te wees nie. Hierdie is belastingbetalers se geld. So as jy sukkel om daarmee te werk, hoort jy nie daar nie. Ja. As jy sukkel om te weet hoe jy daarmee moet werk of waarheen jy dit moet herlei, kry jy 'n ander plekkie. Absoluut. Ons spring 'n bietjie na werkgewers wat meer as 8,3 miljard rand aan pensioenbydraes skuld. Dit was vir my nogal skrikwekkend geweest want ek is een van daai mense en die finansiële man hou nie so baie daarvan nie. Die e-mail kom verby en dan sê jy net maak my eintlik oop, jy kyk nie eintlik wat daar aangaan nie. Want aftrede is mos nog ver. Dis lank. Dis baie ver van nou af. Ek gaan nog baie jare moet werk. Moenie dit doen nie, sê ek nou vir julle. Maak oop jou e-mail. Wat aan die gedragsowerheid vir die finansiële sektor sê, is meer as 6000 werkgewers wat nie hulle werkers se aftreegeld oorbetaal nie. En die werkers dink hulle het? Die werkers gaan ewig gelukkig voort met hulle lewens. Dit is Kristal hier wat nie 'n e-pos oopmaak nie. Dit word nie oorbetaal nie. Dit is regtig kommerwekkend. Die ander skrikwekkende ding vir my is dit is munisipaliteite. Wat nie hulle 'n baie groot deel van hierdie kom ons noem dit oortreders wat nie die goed oorbetaal nie is munisipaliteite. Dis staatsamptenare.
So hulle gaan ewe vrolik aan en dink hulle, jy weet jy, want die geld word afgetrek. Ja. Dit word nie oorbetaal nie of dit word laat oorbetaal. En ek sien wat hulle sê is van die grootste klagtes wat by die ombudsman en dan by die owerheid uitkom is wanneer die pensioengeld uitbetaal moet word, dan word nie uitbetaal nie want nou sê jy pensioenfonds vir jou, maar jy is baie agter meneer. Jou geldjie, jou bydrae is nie gelewer nie. En jy was heeltemal onder die indruk dat dit wel gedoen is. So ons moet eintlik net, dis ook 'n nota aan self. Mens moet ook verantwoordelikheid aanvaar self vir hierdie goed. So jy neem aan, ek neem aan my werkgewer betaal dit elke maand. Ek weet ook eintlik nie hoe weet 'n mens nie. Maar mens kan, jy kan hoe check jy dit? kan by die gedragsowerheid kan jy gaan as jy bekommerd is, kan jy gaan navraag doen, as ook 'n ombudsman. Maar dit is skrikwekkend dat jy so met jou eie mense se geld maak. En weer eens, ons kom terug by dis 'n munisipaliteit, dis Ja. belastingbetalers, dis mense wat met belastingbetalers se geld werk. Hulle kyk nie ordentlik na hulle werkers se nie. Nou moet hulle na 'n hele plaaslike owerheid sin kyk. Nee. Ja, hulle weg. Kristel, dan beester wat ek nou klaar gedink het is redelik duur. Sien ek word dalk nou nog duurder. Jy was verkeerd. Okay. Ja, dit is nogal 'n bederf, nee, beestert. Ons praat graag oor die specials. Ja, wat moet uitkyk. Vir hulle. So wat hulle sê dis 'n administratiewe fout. AME is 'n dis vleisinvoerders. So hulle sê daar's 'n bewoordingsfout op 'n sertifikaat van die invoerder. Dis 'n siekte wat beeste nie kry nie, wat verskyn op hierdie sertifikaat. En omdat hierdie siekte op die sertifikaat verskyn, kan ons dit nie invoer nie. Nou, hulle sê tot 70% van Suid-Afrikaanse beestert word ingevoer. Dis iets waar aan die plaaslike mark nie kan voldoen nie. Is nou winter. Dis wanneer ons baie beestert eet. Ons maak potjie, ons maak sop, ons maak stew. En hier sit ons nou. So dis nie jy weet daar's nie 'n tekort ergens nie. Dis nie back and close seer nie. Dis 'n sertifikaat waarop daar 'n administratiewe probleem is. Van hulle verwys na Argentinië, dis 'n land met wie ons 'n goeie verhouding het met die in- en uitvoere. So dis nie 'n probleem wat nie reggestel kan word nie. Dit moet eenvoudig reggestel word. Wie is verantwoordelik vir daardie foutjie regstel dink jy? Kyk, dit is behoort by Administratiewe landbou. personeel. Ja, dit behoort daar te wees. Ek dink as mens mooi, soos ek sê, dis 'n land met wie ons 'n goeie verhouding het. So as ons aan hierdie kant by ons landbou waarskynlik meer Departement van Landbou. Ja. O. Jy moet onthou hierdie is Hulle is goed met administratiewe take. Hy kom soek nou net weer vir moeilikheid hierso. Luister, dit is 'n groot ketting en ons baie skakels in hierdie Ja, ketting ja. en elkeen moet sy werk doen. Ja. Ek dink as die regte mense met die regte mense praat, is dit 'n probleem wat ons kan oplos. En ek dink dit is eintlik wat jy wil sê. Pierre gaan vir jou sê wat ek dink jy wil sê, is almal in hierdie ketting moet net hulle werk doen. Das sy En los ons Kristel. beesterd en 'n special sal fyn Dis wees. presies, dit is presies. Kristel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Kristel Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.